Jy mag vra, wat is ons fokus vir hierdie jaar by Kort en Kragtig? En die antwoord is eenvoudig. Ons bly in die woord. Ons groei in kennis van die woord, maar nie net in kennis van die woord nie, maar ook in ervaring, soos wat Paulus sê. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiberg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ag, hoe wonderlik is dit om jou te kan groet op hierdie maandagmôre. Ja, na 'n lang tyd wat ons nie met mekaar gesels het op hierdie spesifieke platform nie. Hartklank daarso op Radio Kansel het ons aangegaan, maar die Kort en Kragtig, die daaglikse uitsendings het ons nou gestop. So dis wonderlik om met jou weer eens vanmôre te kan gesels uit die woord van die Here. Ja, ek hoop dit was vir jou 'n goeie Kerstyd gewees en 'n goeie nuwejaarsvieringe. En ek glo jy is reg vir hierdie jaar wat nou al reeds afgeskop het. Ons studente is daarom, ons kinders is daarom al 'n week lank in die skool. Ek hoop dit gaan met julle ook goed. Ek hoop dit is 'n lekker ervaring in julle nuwe grade. En vir julle wat dit dalk nie gemaak het nie, vir julle wil ek sê, dit is nie die einde nie. Daar lê 'n blink toekoms voor. Moenie dat dit wat agter is, jou kniehalter en jou vasmaak in die verlede nie. Ryk uit na wat voor is. Vat hierdie nuwe jaar, soos ons sê, die bil by die horings en maak 'n sukses daarvan. Ek wil 'n bietjie met jou vandag gesels oor wat is ons fokus vir hierdie jaar, nê? Ons wil baie keer mos eintlik vir mekaar sê dat dit is die woord vir die jaar. Dit is die visie van die jaar. Dit is wat ons gaan doen, dit is wat ons anders gaan doen, maar wil ek vir jou sê, ons gaan hierdie jaar bly in die woord. Dit is waaroor Kort en Kragtig gaan. Ons gaan bly in die woord. Natuurlik, ons gaan groei in kennis van die woord, maar nie net in kennis van die woord nie, maar ook, soos Paulus sê, in alle ervaring, in die uitvoering van wat Jesus vir ons in die woord sê. Jy weet, ons moet verstaan dat God se woord nie oud word en 'n tipe van 'n vervaldatum bereik nie. En ek dink jy mag dalk vir my vanmôre vra, ja, maar wat van toe Jesus gekom het? Het daar nie baie dinge verval nie? En dan kan ek vir jou sê, ja, ons kan sekerlik so redeneer, maar Jesus het ook gesê, ek het gekom om die wet te vervul, nie om dit tot nul te maak nie. Daarom kan ons sê, Jesus het die ou dinge vars aan ons kom voorlê. Wat bedoel ek daarby? Jesus het gesê, die wet sê, jy mag nie egbreek nie, maar ek sê, en hier kom die vars voorlegging van die ou wet, Matteus 5 vers 28, ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. Stem jy saam? Dis vars en nuut, maar dit spruit uit die oue uit. Gaan lees 'n bietjie die res van Matteus 5 rondom die wet nie. Daarom sê ek, gaan ons bly by die woord. God se woord raak nie uitgeput nie. Dit mag dalk oud wees, as ek dit in aanhalingstekens sê, maar ons gaan die varsheid van God se woord beleef, soos Heilige Gees dit aan ons bekend maak. Weet jy, ek dink nou net so aan Jesus en Nikodemus, toe Jesus hom leer van die wedergeboorte, die lewe na die Heilige Gees. En Nikodemus vir Jesus sê, Johannes 3, vers 9, hoe kan hierdie dinge gebeur, dat ek weergebore kan word? Johannes 3, vers 10, Jesus antwoord en hy sê vir hom, Nikodemus, jy is 'n leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. So Jesus sê vir Nikodemus, hoor 'n bietjie mooi, as jy met openbaringskennis die wet gelees het, Nikodemus, sou jy wedergeboorte daar raak gelees het. Jy sou die lewe na die impulse van Heilige Gees raak gelees het, selfs in die wet. Daar in die wet, die Ou Testament. Is dit nie vars nie, nê? Die wet spreek van 'n nuwe hart. Jesus praat van wedergeboorte. Dis vars en nuut en gepas vir die Jesus eeu. Dis waarmee ons aangaan hierdie jaar, kind van die Here. Ou waarhede soos
vars brood uit die hemelse oond, tot voeding van die verlore, die moedelose, die jong en die ou siel, die oorwinnaar en die verloorder, soos wat baie voel. Prys die Here. Dis wonderlik om dit weer met jou 'n bietjie rondom die woord te kon deel. Ek is so opgewonde, nê, om ook vir jou te kan sê, volgende maandag aand, 6uur, die 26ste Januarie, dan praat ek ook op Radio Kaapse Kansel. Hy is nou die sisterstasie, of sy, hoe sê mens, die sisterstasie van Radio Kansel, nê, hierso in Pretoria, maar Radio Kaapse Kansel is al die pad daar in die Kaap, en ek gaan daar vir 'n uur lank, gaan ek op 'n program gesels, en die program se naam is Breek Brood met Adam Watkins. Nou, ek wil vir jou sê, dit sal ietsie vars wees en iets nuuts wees. Skakel sommer daar ook in, en kan jy daarna luister. Die inligting gaan binnekort hierso op Fanie Meiburg blad beskikbaar wees. Ek kan jy sommer weet hoe om daarby uit te kom. Kind van die Here, wees geseënd in hierdie week wat voorlê. Dit was lekker om weer eens kort dingetjies met jou te kan deel. Kosbare dinge, vars dinge uit God se woord. Mag hierdie dag vir jou vol seën wees in die res van die week ook. Totdat ons Woensdag weer gesels kort en kragtig. Môre spring my vrou ook weg met haar eerste Vroue met Waagmoed program en ons sien uit daarna ook. Blessings, tot ons weer gesels.